Hartlike goeiemôre, welkom hier by ons op die plaas Horison, hier waar ons kamparea is en hier waar ons kerk geplant is, Hartkraai Familiekerk. Ek wil met julle een gedagte deel. Johannes hoofstuk 15 vers 5, een versie. Ek is die wynstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Ek wil begin om te sê dat die vrug van die Gees is die uitkoms van die Heilige Gees in ons lewens. Dis waarby God ons karakter, ons gedagtes, ons gedrag en ons belydenis verander. Jy sien, want alle vrug kom van God af. God is die bron van die vrug. Dit is 'n goddelike oorsprong. Die vrug van die Gees is die resultaat van die Heilige Gees in ons lewens, wat kragtig werk in ons lewens. Jy sien, want die vrug van die Gees is die manifestasie van God se werk in ons en ook deur ons. Die vrug van die Gees is nie 'n kulturele of 'n sosiale opbrengs nie. Die vrug van die Gees is ook nie 'n selfinspanning of 'n mensgemaakte oplossings nie. Die vrug van die Gees is ook nie 'n resultaat van 'n klomp reëls en regulasies wat gehou word nie. Selfs godsdienstige vrug kan nie die ware vrug van die Gees na vore bring nie. Want die vrug van die Gees verteenwoordig God se aard, God se eienskappe en God se kenmerk. Hierdie vrug kom na vore deur 'n verhouding met God. Jy sien, God produseer dit en ek en jy, ons dra dit. So die vrug is 'n produk dan van hierdie verhouding wat ek het met Jesus Christus. En daarom moet ek en jy wedergebore wees om die ware vrug van die Gees te kan dra. Want wanneer ons dan wedergebore word, het ons dan hierdie goddelike eienskap ontvang. As ons 'n saad vat, kan ons nie sê hierdie saad, kom ons sê 'n lemoen. Ons vat 'n saad van 'n lemoen. Ons kan nie sê dat hierdie saad 'n lemoen is nie. Jy sien, want saad moet eers ontkiem en dan moet hy wortels skiet en dan moet hy groei en dan moet hy vrug dra voordat ons kan sê dat dit is 'n lemoen. Anders dan bly 'n saad net saad. Want ware vrug groei altyd en is altyd sigbaar, duidelik sigbaar vir almal. So ons moenie Christene wees wat net 'n bloeisel dra nie. Kom ek en jy wees kinders van die Here wat waarlik vrug dra. Waarlik vrug dra. Jy sien, want vrug is altyd daar om te kan sien, om te kan pluk en te kan eet. Dit is die vrug van die Gees, nie die groente van die Gees nie. Ons groei nie onder die grond nie, ons is nie onder die dekmantel nie. Ons is altyd sigbaar vir ander om te kan sien wat ware Christendom is. Die vrug is altyd aanneemlik vir die oog, vir die smaak. Dit proe lekker. Jy sien, jou 5 sintuie werk saam met die vrug. Jy vat aan hom, jy kan hom ruik as jy hom oopbreek of sny, jy kan hom sien, jy kan hom hoor as jy 'n appel byt, hoor jy dit, jy kan dit proe, jou sintuie werk saam met dit. So die vrug van die Gees, in ander woorde, is die essens van 'n Christelike lewe. Dit is nie opsioneel of iets ekstra of iets wat moet bykom. Dit is die fundamentele natuur, eienskappe van 'n Christelike lewe. Dit is die bewys van 'n Christelike karakter, die vrug van die Gees, geliefdes. Die vrug van die Gees bevestig vir my en jou die evangelie. Daar is 3 soorte vrugte. Die ware vrug, die valse vrug en die vrotvrug. En die gevaarlikste vrug is die valse een. Hy lyk mooi, hy lyk opreg, maar die oomblik as jy hom vat, is hy 'n plastiek. Ons moet versigtig wees vir die valse vrug. Jy sien, want ware vrug is dinamies, dis kragtig, dit is vol lewe. Die vrug is nie swak of kragteloos nie. Dis kragtig. Dit kom van God af. Jesus het gesterf. Jesus het dit gegee vir ons. Sonder die vrug is ons vals. Jy sien, want dis die eienskap van God. Dit gaan nie oor profeteer of wonderwerke nie. Alles gaan oor dra
ons vrug. Want ons sal geken word deur ons vrug. Matteus 7 vers 16. Want aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Want jy kan mos nie van dorings, druiwe pluk of dussels, ons almal ken die skrifgedeelte. Jy kan nie die vrug van die Gees in ware redding van mekaar skei nie. Dit is aan mekaar vasgeheg. Waar jy ware redding kry, sal jy ware vrug kry. Kom ons wees kinders van die Here. Waarlik in Christus. In Christus alleen. En ons dra vrug. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die woord. Dankie vir die waarheid, Here. Dankie dat die woord nooit kan leeg terugkeer nie. Die onfeilbare woord van God. Maar Here, ons wil vrug dra, Here. Ons wil vir die wêreld wys wat is ware kinders van die Here. Wat is skape wat aan U behoort? Here, ons wil hierdie vrug dra wat aanneemlik is vir mense om aan te eet. En ons wil U alle eer gee daardeur. In Jesus naam. Amen.